baie bekende gedeelte wat ons baie in Kerstyd ook lees, Lukas 2 vers 1 tot 7. En die tema van vanoggend se woordverkondiging is daar nog plek in jou feesprogram? Die vraag wat na ons toe kom, is daar nog plek in jou feesprogram? Kom ons lees dan saam vanaf vers 1. In daardie tyd het Keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen in sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar 'n kind gebore moes word. Sy het haar eersteling in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons lees dan vanoggend net tot sover. My broer en suster en julle kinders, ek wil u elkeen vanmôre uitnooi om saam met my terug te gaan na die jaar 6 voor Christus. Ja, die jaar van die Here Jesus Christus se geboorte. Nou weet ek baie van die wat hier sit sê vir my nee, Jesus Christus is in die jaar 0 gebore, my broer en suster, maar dit is heel onwaarskynlik. Want die jaar 0 staan wel bekend as die begin van die Christelike jaartal. Maar heel onwaarskynlik dat Jesus Christus in die jaar 0 gebore is. Meeste teoloë daarmee eens dat Jesus tussen 6 en 8 voor Christus reeds gebore is. Die samestelling is eintlik dat ons almal maar aanvaar dat Jesus in die jaar 6 voor Christus gebore is. Maar nietemin, ek wil u vanmôre uitnooi om saam met my terug te gaan na die jaar 6 voor Christus. Die wêreldmacht op daardie stadium is die magtige Romeinse ryk. 'n ryk wat redelik wyd op daardie stadium reeds regeer het en reeds in baie lande 'n oorname gemaak het. Maar andere weet ons, in Noord-Afrika was daar dele wat onder hulle bewind was. Ook verder as jy na Europa gegaan waar hy vandag was alles omtrent in die mag van die Romeinse ryk. Ook in Israel, Judea en daardie gebiede het alles geval onder die Romeinse ryk. Hulle was 'n magtige wêreldmag gewees. Ja, die hele klein Asië op daardie stadium was onder die Romeinse bewind gewees. En dan lees ons uit die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, dat Keiser Augustus het bevel uitgevaardig dat daar 'n volkstelling in hierdie gebied waar die Romeinse ryk regeer, gehou moes word. En daar was 'n bepaalde rede om 'n volkstelling, of kan ons nog sê in vandag se terme, 'n sensus gehou moes word. Want my broers en susters, daar was twee doele daarachter. In die eerste plek was dit oor militêre doeleindes gewees. Sodat die Romeinse ryk presies geweet het hoeveel mense daar was, mans beskikbaar was, om militêre diens te doen, sou hulle opgeroep word. Natuurlik weet ons dat vir die Joodse mans was dit nie van toepassing nie, want hulle was reeds op daardie stadium vrygestel gewees om in die Romeinse leer enigstens diens te doen. En daarom het hierdie volkstelling hulle nie so baie geraak nie. Maar daar was 'n tweede rede, en dit was as gevolg van belastingdoeleindes. Ja, die keiser wou presies geweet het van hoeveel mense daar onder die Romeinse ryk is dat hulle belasting kan betaal. Natuurlik weet ons ook dat baie van die Joodse bevolking dit bevraagteken het en self met tye geweier het om dit te betaal, as gevolg van die korrupsie wat daar in die Romeinse ryk ook op daardie stadium sigbaar was. Maar nietemin, almal moes gegaan het na die dorpie toe van waar hulle gekom het, ja, waar hulle oorsprong was, waar hulle familie vandaan gekom het. Hulle moes daarin gaan om hulle te laat tel, sodat hulle name in 'n register opgeteken sou word en dan van daar af na Rome toe gestuur sou kon word. En daarom was die hele Romeinse ryk in rep en roer gewees. Ja, oral het mense in verskillende rigtings getrek om by hulle eie dorpe uit te kom, waar hulle dan getel sou word. Ja, ons lees, vers 1-3, in daardie tyd het Keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad. Maar my broers en susters, nou wil ek uitnooi om nog so 'n bietjie nader te fokus as net in hierdie groot prentjie van die Romeinse ryk. Ek wil jy moet ook saam met my bietjie fokus op die stad Bethlehem.
Ja, want ook die stad Bethlehem het gewemel van besoekers en van mense wat van ver af gekom het om daar in die stad Bethlehem dan ook getel te word. Ons weet dat die stad Bethlehem een letterlik propvol mense was. Ja, daar was nie 'n slaapplek beskikbaar gewees nie. Mense en dier het na hierdie stad toe gekom. Onthou, diere was al grotendeels die vervoermiddel in daardie tyd. En daarom was dit maar 'n gewemel gewees van mense en diere en in die groot stad Bethlehem gewees. Ja, daar was ten spyte van die opdrag wat uitgevoer moes word, was daar ook 'n feestelike atmosfeer gewees. Want almal was opgewonde om mekaar weer te sien. En in hierdie strate was dit besig. Nou wil ek die vrou om nog nader te fokus. Soos wat die jong mense dit so sê, kom ons zoom nog so 'n bietjie nader in dit wat in Jerusalem is. En dan gaan ons sien dat in Jerusalem kom daar 'n jong man en 'n jong vrou op die rug van 'n donkie in hierdie strate ingery. Ja, hulle was nie getroud gewees nie. Hulle was net verdoof. En hulle name was Josef en Maria gewees. En hulle het ook na hierdie stad toe gegaan om daar ook getel te word. Want Josef kom uit Bethlehem uit. Ja, sy voorgeslag was mense uit Bethlehem en so kom hy en sy vrou of hy en sy verloofde na hierdie stad toe ingery om ook getel te word. Aanvanklik toe Josef gehoor het dat sy verloofde swanger is en hy weet hy nooit gemeenskap met haar gehad het en hy eintlik gesê dat hy die verloving wil verbreek en dat hy baie stil wil dat hy eintlik van haar wil weggaan. Maar dan lees ons dat die engel van die Here kan hom verskyn en dan sê die engel van die Here vir hom, terwyl hy 'n gedagte gehad het, dat die engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Ja, en moeilik het ook al vir Josef op daardie oomblik was. En u as man kan maar net dink hoe sou u gevoel het as u gehoor het die verloofde het was swanger en u geen betrokkenheid daaraan nie. Maar Josef het aanvaar, dit is die taak en die verantwoordelikheid wat die Here ook vir hom opgelê het. En so moet Maria saam met hom gaan, want Maria is sy verloofde en ook sy moet in Bethlehem getel word, ingeskryf word in die boeke. En dit was beslis nie 'n maklike reis vir 'n swanger vrou nie. Ja, sy was reeds ver swanger gewees en 129 kilometer op die rug van 'n donkie moes sy gereis het, daar na Bethlehem. 'n Reis wat waarskynlik tot 4 of 5 dae geduur het, want hulle het nie die vervoermiddels gehad wat ons vandag het. En wanneer hulle daar in Bethlehem aankom, dan is die teleurstellende nuus dat daar is vir hulle geen heenkome nie. Ja, daar is nêrens blyplek vir haar nie, en sy weet ook dat die babatjie binnekort gebore moet word, maar daar is vir haar geen plek om waarheen sy kan gaan om te gaan bly. Dan is daar 'n gunstige herbergie. En hierdie herbergie sê vir hulle, maar julle kan in die stal, kan julle gaan bly. En ek weet, almal van ons het 'n idee van wat 'n stal is, maar in daardie tyd was baie van die stalle langs aan die huise gewees, of dit sou 'n entjie van die huis af gewees het. Meeste stalle was 'n 2 vertrek eenheid gewees. Aan die een kant was dit net van 'n pakkamer gewees, waar mense daar waarskynlik kon gebly het, maar aan die ander kant was die plek waar die diere dan in veiligheid die nag sou oornag het. En so word Jesus Christus daar in die stal in Bethlehem gebore. Wanneer hy gebore word, is daar nêrens 'n ander plek om hom neer te lê as juis in 'n krib, 'n voerbak vir diere. Prinsipper, as ons hierdie verhaal wat ek en jy so goed ken hoor, en ons self 'n prentjie insien en ons dink hoe dit moes gewees het, my broers en susters, besef 'n mens, maar daar is 'n groot stuk ironie in hierdie hele verhaal. Want aan die ene kant is dit die hele wêreld, op daardie stadium soos het hulle die wêreld gesien het, wat in rep en roer is om getel te word, om deel te aan hierdie sensus, en hulle luister na die koning, hulle luister na die keiser, en hulle gaan op reis om getel te word. Maar in dieselfde tyd is dit die Here wat in die geskiedenis van die mensdom ingryp, wat verlossing vir die mensdom bring, wat 'n vrede bring tussen God en mens en tussen mens en mens. Maar vir hierdie Jesus is daar nie plek nie. Dan vir hom wat die vredevors is, vir hom wat die ewige koning is, vir hom wat die een is wat die heerser van alle heersers is, en die besige tyd en besige skedule,
is daar vir hom geen plek. Ek wil nie terugvat na die woorde toe wat die engel vir Maria gesê het. In Lukas 1 vers 35, die engel sê vir haar, die Heilige Gees sal weer kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. In Bethlehem is nie net 'n mens gebore, die Seun van God, die Allerheiligste. Sagaria wat besig was om tempeldiens te doen, wanneer Maria daar kom voor die geboorte van Jesus, dan sê hy die volgende, soos die môreson sal hy opgaan en hy die Hoogste op ons afstraal, om lig te bring in die wat in die duisternis leef, in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Vir hom wat vir ons die lig in die donker te bring. Vir hom wat ons voetstappe rig op die pad van vrede, is daar nie plek nie. Die wêreld was te besig. Die Romeinse ryk was te besig. Bethlehem was te besig. Almal was besig met hierdie wêreldse dinge, dat hulle nie een oomblik besef het, maar in hulle midde is die verlosser van die mensdom, die vredevors, die lig wat in die donkerte sal skyn. Vir hom was daar geen plek gewees nie. Maar weet jy my broers, hierdie verhaal het hom eintlik oor en oor herhaal. Ja, as ons gaan kyk, my broers, sien ons dat dit nie net in Bethlehem was, waar daar vir Jesus nie plek was. Twee kort na sy geboorte, nadat die wyse manne nie teruggegaan het na koning Herodes nie, en hy woedend was, want hy self al geweet het, wie is hierdie kindjie wat gebore word, waarskynlik om hom dood te maak, word daar 'n bevel uitgevaardig dat alle seentjies 2 jaar en jonger doodgemaak moet word. Want ook in sy koningskap was daar nie plek vir 'n Jesus nie. Was daar nie plek vir 'n koning nie. En dan lees ons voordat Jesus met sy openbare bediening begin, word Jesus na die woestyn toe vergelei. En daar in die woestyn kom die Satan, en selfs die Satan, die owerste van die wêreld, versoek vir Jesus. Hy sê vir Jesus, maar hy gaan die koninkryke van die wêreld vir hom gee, as hy net vir hom kniel. Ook hy wou nie Jesus in hierdie wêreld gehad het. Jesus se eie disipel, Judas, het hom verraai. Vir hom was die 30 silwermuntstukke meer werd, as om saam met die lig en die vredevors van hierdie wêreld te leef. Vir Petrus was dit makliker om te sê, ek ken hierdie man nie. Ek weet nie waarvan julle praat nie. Ek is nie een van hulle nie. As om te erken dat hy aan die kant van die vredevors en die lig is. Vir die Fariseërs en die Sadduseërs, die kerklike leiers, ook hulle wou Jesus nie gehad het. Ook in hulle verstaan van hoe dit moes werk en hoe die Messias moes lyk, was daar nie vir hulle plek vir Jesus gewees nie. Inteendeel hulle begelei en hulle stoot die volk so op, dat die volk van die Here self uitroep, kruisig hom, kruisig hom. Want ook vir hulle was daar nie plek vir Jesus gewees nie. My broers en susters, vanmôre wil ek 'n stelling maak. En ek wil vanmôre vir julle kon sê, 2000 jaar later, en nog niks het verander. Ja, jy kan al vanmôre van my verskil, maar weet jy, ek wil vir julle sê, ek dink daar is nie plek vir Jesus in ons wêreld. Dink maar net in die tyd waarin ons heiliglik leef. Ja, die hele wêreld vier Kersfees. Jood, Islam, Hindu, Boeddhist, Afrika voorvaderverering. Noem maar op, my broers, is dit almal vier Kersfees. Gaan kyk maar na enige winkel in die dorp van 'n mall, gaan kyk maar, my broers, is dit almal het Kersversiering so, maak nie saak wat se geloofsbetuiging hulle het nie. Almal vier Kersfees. Maar hulle vier Kersfees sonder Jesus. Want Jesus het nie plek in hulle lewe nie. Vir Jesus is daar nie plek nie. En kyk maar my broers, hoe vol is ons strande. En kyk maar hoe lyk ons paaie. Dis dat ek 'n troue van hart en hart wees met my broers, sister. Ek wil die pad van stil wees, maar ek wil vir die sê, dis die langste wat ek op so toe gery het. Die paaie is en mannes. Almal vier fees. Dis Kerstyd. Soos maar net dink my broers, sister, aan die geld wat uitgegee word. Die kredietkaarte wat tot op die uiterste beproef word.
Ja, dit is Kersfeestyd. Dis 'n tyd van gee, dis 'n tyd van jammer kry, dis 'n tyd van geskenke, dis 'n wonderlike tyd, my broer en suster. Weet ek wil vanmôre vir u sê, ek dink daar's plek vir Jesus nie. Want ons is so vasgevang, my broer en suster, in die wêreldse gees van Kersfees, dat ons vergeet waaroor gaan Kersfees. Dat ons vergeet dit gaan oor die Heiland wat in ons midde is. Die Here van die Here, die Koning van die konings, dat dit hy is wat in ons midde teenwoordig is. Daarom, my broer en suster, ek wil vanmôre die vraag vra, is daar nog plek in jou Kersprogram vir Jesus? En ek sê nie vanmôre, my broer en suster, ons mag nie op vakansie gaan. Jy weet dat ek nie vir vakansie, ek sal dit nooit sê nie. Nee, natuurlijk kan ons op vakansie gaan, natuurlijk kan ons feeste deel saam met ons gesinne. Ons kan funksies hê, my broer en suster, daar is niks fout daarmee nie. Maar die vraag is net, is daar plek vir Jesus binne dit wat ons reël? Is daar plek vir Jesus wanneer ons see toe gaan? Is daar plek vir Jesus wanneer ons as familie by mekaar kom en fees vier? Ek en my broer en suster, vir ons as Christene, kinders van die Here, sal ons moet mooi gaan beplan oor hoe ons Kersfees gaan vier. Ons sal moet tyd gaan maak, my broer en suster, om by Jesus uit te kom. Ons sal regtig moeite moet maak, my broer en suster, om seker te maak dat Jesus is deel van jou Kersprogram. Ja, jy moet seker maak, my broer en suster, dat daar 'n tyd is, dat daar immers tekens stoor in jou lewe, dat dit vir jou ook om Jesus gaan, en nie om 'n wêreldse fees nie. Dat jou Kersfees nie ingeslip word in die wêreldse feeste. Ja, ons moet seker maak dat ons ook 'n tyd maak om vir mekaar om te gee. Dat ons ook bereid sal wees om ons hande oop te maak en ons voete in 'n beweging te kry, sodat ons na hulle toe wat nie het nie. Dis ook vir hulle ietsie sal bring. En ek praat van materiële, maar ek praat van die liefde van die Here. Dat ons bereid sal wees om ook ons hande die vuil te maak in hierdie wêreld. My broer en suster, is daar plek vir Jesus in jou Kersfees viering? Of gaan jy soos Bethlehem wees? Groot stad Bethlehem, wat geen plek het vir Jesus nie. Op 'n dag in die jaar 1775, weier die bestuurder van 'n pragtige groot hotel, Baltimore hotel, weier hy 'n man wat bietjie vuil is, wat soos 'n boer aangetrek is, maar jy kan sien uit 'n harde dag agter die blad, weier hy dat hierdie man in die hotel kan bly. Want vir hom het dit daaroor gegaan, wat van die ander gaste? Wat gaan die ander gaste sê as hierdie man met sy vuil klere in 'n eetsaal instap? En daarom sê hy vir hom, jammer meneer, maar die hotel is vol. Die man het omgedraai en uitgestap, en terwyl hy uitgestap het, een van die amptenare wat vir hom werk gesê, maar meneer, besef jy dat dit was Thomas Jefferson wat nou net hier omgedraai en weggestap het? Die vice-president van Amerika. En die bestuurder besef, ek het 'n baie groot fout gemaak, en hy skryf op 'n nota, en op die nota skryf hy, jammer meneer, maar daar is nog 'n kamer oop, en ek nooi jy uit om asseblief in ons hotel te kom bly, en hy stuur die amptenaar om na hierdie man toe te gaan. En hy gee vir hom die briefie, en toe antwoord hy hom terug, ook op dieselfde briefie, met die volgende woorde. Hy sê vir hom, baie dankie vir die uitnodiging, maar ek het reeds ander verblyf gekry. Maar in elk geval, as hierdie hotel nie bereid is om 'n boer wat die dag hard gewerk het, met vuil klere te akkommodeer nie, is daar ook geen plek vir die vice-president van Amerika om by julle te kom bly. Sien my broers en susters, dit is amper die verhaal van Jesus. Vir Jesus was daar nie plek nie. Want Jesus het nie ingepas by dit wat die wêreld wou gehad het. So die vraag is, pas Jesus by jou program in? Is daar in jou program nog plek, soos wat daar vir Thomas Jefferson nie plek was nie? In die jaar 6 voor Christus was Jesus nie welkom nie. Is hy vandag by jou welkom? Amen.